Goeiemôre, môre Calebs, lekker om weer saam met jou te wees. Goeiemôre aan ons luisteraars en kykers. Ons is vandag weer by op die tafel. Dis ons tweede byeenkoms en ek is super opgewonde daaroor. Selfde. Dis so lekker. Ek sien uit na dit. Ek ook. En ek dink hierdie gaan ontaard in 'n ding waar ons lekker gesprekke het. Vir nou is ons besig met ons warm winterreeks en ons tema van die reeks is nader. En as jy nog nie na Sondag se boodskap gekyk het nie, ons gaan die skakel vir jou onderaan sit en kyk na die notas, kyk na die preek en beleef wat in jou hart kan getransformeer word deur die woord van die Here. En ons is tans besig met die saligsprekinge. Ons het week 1 gepraat oor ek kan nie, salig is hulle wat arm van gees is en hulle wat weet dat hulle God nodig het, maar Sondag, salig is hulle wat treur. Yes. En dit voel so of dit weird is dat ons praat oor treur, oor huil, oor ek huil en oor hartseer wat in ons harte en in ons lewens moet wees. En dan sê vraag, hoe kan 'n ou geseënd wees? Hoe kan 'n ou daai vreugde beleef naas treur en naas gebrokenheid? En hoe kan ek intimiteit met God beleef in die midde van treur, in die midde van hartseer? So ek wil jou 'n vraag vra, Caleb. Ja. Wat dink jy maak dit vir mense moeilik om hulle pyn en hulle hartseer eerlik na God toe te bring? Ons sukkel daarmee. Ek sukkel daarmee. Jy weet ons stoei met dit. Wat dink jy maak dit moeilik? Ek dink die grootste ding wat dit moeilik maak is ons word geleer dat fake it till you make it. Sure. Ek onthou toe ek jonger was, ons as 'n vriendegroep het altyd vir mekaar gesê, hey boys, hoor hierso. Fake it till you make it. Ons gaan dit maak. Ons gaan 'n sukses maak daarvan, maar ons het 'n probleem met fake it till you make it. Want jy's nie reg nie. Sure. Ja. En ons maak nie tyd om te rou nie. Wat doen ons as mens? Ons koop 'n nuwe kar. Ons koop hom, ons sit in hom, ons ry daai nuwe leersitplekke. En wat gebeur? Na 'n dag, na 'n week, sit ons nog steeds met daai gebrokenheid in ons, want ons maak nie tyd om te sit met die stikkendheid en die gebrokenheid nie. Ons lewe ongelukkig in 'n kultuur wat vinnig beweeg. Dit is, ek moet my dogtertjie regkry vir skool, ek moet werk toe gaan, ek moet huis toe gaan, ek moet daar wees vir my vrou, ek moet daar wees vir my man. En wat gebeur is, daar's nooit 'n oomblik waar ons sê, nou staan ek stil, ek kyk na my eie lewe, ek kyk na my gebrokenheid en ek deel daarmee nie. En dan kom Jesus en hy wys vir ons die teendeel in die evangelie. Hy sê vir ons, gelukkig is die treurendes, salig is hulle wat treur, want die belofte, hulle sal vertroos word. Dis die belofte wat kom. Ja. Ek en jy het so 'n bietjie voor die tyd het ons gesels oor die tema, en ons as mens het nodig om te treur. Want sonder ons wat treur, kan ons nie empatie hê nie. Kan ons nie empatie hê vir 'n stikkende gebroke wêreld nie. Want ons treur nie net oor ons eie verliese nie, ons treur oor 'n stikkende en 'n gebroke wêreld ook. En dis wat ek Sondag in my preek ook gesê, dat vir God is dit belangrik, dat die dinge wat sy hart breek, die dinge wat sy hart stikkend maak, moet ons hart ook stikkend maak. So, om terug te kom by die vraag, ek dink wat dit moeilik maak is, ons as mens maak nie tyd om te rou nie. Ja, en Jesus het ook geween. Ja, Jesus het ook, hy het ook, Lukas 11, Ja. kom my, hy staan voor Lazarus se graf, en hy huil, hy treur, en dit moet vir ons iets sê, Dit moet. en hy weet wat kom, Ja. maar wat sien hy raak? Hy sien Maria, hy sien Martha, wat daar sit, wat huil, wat stikkend is oor Lazarus wat daar in die graf lê, en dit wys vir my iets van Jesus se hart. Hy het empatie vir mense. Ja. Hy sien hulle stikkendheid raak en hy huil saam met hulle. Die wonder is ons bly nie by treur nie. As ons die Here embrace en ons treur, kom die Heilige Gees, die Parakletos, Yes. en hy troos. Hy troos. En ek dink dis iets waarmee ons mense vandag Ja, die strate kan instuur. instuur. 100% en bemoedig met daai woord. Ja. Dat gelukkig, ons kan gelukkig wees. Ja. Ons kan joy hê, Ja. maar mits ons tyd maak om te rou. Dankie. Dankie vir vandag se gesprek. Ja, dankie vir jou. Mag die Here jou seën en mag jy ervaar hoe dat hy troos en
mag jy huil waar dit nodig is. Ek wil jou vra om vandag se video op die tafel met vriende te deel, wyd en suid, wat jy weet dit nodig het. En ons sien uit om jou volgende week by ons op die tafel gesprek te kan sien. Ja, Blessings. blessings, sien julle volgende week.